Baie welkom by Antipas, Gereformeerde Baptiste Gemeente se erediens. Ek groet julle soos my gebruik is in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Here. Liefste gemeente, maak asseblief julle Bybels oop vir my by Johannes hoofstuk 17, verse 4 en 5. Die evangelie volgens Johannes, hoofstuk 17, verse 4 en 5. Die tema wat ek vanoggend met julle vanuit hierdie gedeelte behandel is ons Here Jesus Christus se hemelvaart en heerlikheid. Elke jaar op die Christelike kalender herdenk ons die feit, geliefdes, dis 'n historiese realiteit dat Jesus hemel toe opgevaar het na sy plaasvervangende kruisdood, sy begrafnis, sy liggaamlike opstanding. Ons herdenk die realiteit van sy heerlike hemelvaart. Ons glo dat Jesus Christus in sy, soos die teoloog daarna verwys, in sy hypostatiese eenheid, dit wil sê, in sy verheerlikte toestand as die volmaakte God mens, na sy opstanding, dat hy voor die oë van sy disippels wat toegekyk het, opgevaar het, dat hy opgeneem is na die heilige troonkamer van God in 'n wolk van heerlikheid. En daar in die heilige troonkamer is hy, volgens die profesie van Daniël 7 vers 13 en 14, gekroon met eer en heerlikheid en 'n koninkryk aan die regterhand van God die Vader, waarvandaan hy weer gaan terugkeer in alle heerlikheid, saam met die heilige engele. Daarna sien ons uit, en dit is ook wat voorgelees was vanoggend vir ons in ons skriflesing in Handelinge 1 vers 9 tot 11. Jesus het opgevaar na die hemel, na 'n plek waar hy sit gekroon en waarvandaan hy sal terugkeer. Sedert 'n vorige eeu gemeente was daar liberale neigings in die geleedere van die kerk om die bonatuurlike elemente van ons geloof te ontken en weg te maak. Byvoorbeeld, mense het al hoe meer begin wegstaan, liberale teoloë het al hoe meer begin wegstaan van God se bonatuurlike skepping van alle dinge in en deur Jesus Christus. Hulle het toenemend begin om Jesus se maagdelike geboorte te ontken, toenemend begin om Jesus se wonderwerke te ontken en ook sy hemelvaart. Ons natuurlik verwerp dit nie. Ons mag dit nie verwerp nie, gemeente. Ons bevestig sy heerlike hemelvaart, want dit is 'n fundamentele aspek van die geloof. Net so min soos wat ons sy plaasvervangende kruisdood, sy begrafnis, sy liggaamlike opstanding kan verwerp, kan ons sy hemelvaart verwerp, want dit raak aan ons verlossing. Die skrifte leer vir ons dat hy het opgevaar om te dien as ons ewige hoëpriester. Hy is vir ons 'n voorspraak. Hy is vir ons die een wat intree voor die Vader konstant. As hy nie opgevaar het hemel toe nie, het ons nie 'n hoëpriester in hemelse plekke nie, het ons nie 'n voorspraak vir die Vader nie, het ons nie een wat intree nie. So ons bevestig dit. En een aspek van ons Here Jesus se hemelvaart wat ek vanoggend dan nou op klem wil lê, is die heerlikheid wat die skrifte koppel aan Jesus se hemelvaart. En spesifiek soos wat die skrifte dit koppel aan sy hemelvaart in ons Here Jesus se eie hoëpriesterlike gebed hier in Johannes 17. Dit om so 'n bietjie konteks te gee, voor ons Here Jesus se kruisdood, sy begrafnis, sy opstanding, sy hemelvaart, was hy vir oulaas aan tafel in die bofortrek saam met sy disippels. Ons lees daarvan in die konteks van ons teks. Blaai vir my in julle Bybels na Johannes hoofstuk 1 toe. Ek het gesê julle moet oopmaak by Johannes 17, maar ek wil vanoggend saam met julle so 'n bietjie blaai. Johannes hoofstuk 1, vers 11. In die eerste 12 hoofstukke van die evangelie van Johannes lees ons omtrent Jesus se publieke aardse bediening aan die skares van die Joodse nasie.
en uiteindelik van sy verwerping deur die Joodse nasie. Dit is wat Johannes 1 vers 11 voorspel het. Johannes begin hierdie brief deur te sê, Jesus het gekom na wat syne was, hy het gekom na sy aarde toe, en tog het sy eie mense, die Joodse volk onder wie hy gebore was, en waar hy sy bediening begin het, sy eie mense het hom nie aanvaar nie. En dit is die storie wat vir ons uitgepak word in die eerste 12 hoofstukke van Johannes. Hy het begin deur die volk te leer en uiteindelik was hy verwerp deur hulle. Vanaf Johannes hoofstuk 13 tot en met 17 sien ons dat Jesus nou homself wegdraai van die skares af. En ons lees nou hier van sy persoonlike, sy private bediening aan sy disippels spesifiek. In hoofstukke 13 tot 16 lees ons oor sy laaste leringe aan hulle en ook sy afskeid wat hy van hulle neem. In hoofstuk 17 lees ons omtrent sy gebed vir hulle. En ons teks vanoggend maak deel uit van daai gebed vir sy disippels en die wat na hom of na sy hemelvaart ook soos hulle disippels sou wees deur die kerk era. En is in hierdie gebed dan dat hy verwys na die heerlikheid van die Vader en homself. In hierdie teks, Johannes 17 vers 4 en 5, gaan ek vanoggend kyk na twee stellings saam met julle. Vermelding van verheerliking, eerstens in vers 4, en dan ook die versoek van verheerliking in vers 5. En ons kyk na hierdie twee stellings, sodat ons herinner mag word vanoggend, geliefdes, van die uitnemende status, die uitnemende posisie, die ontzagwekkende aansien, die prominensie van ons Here Jesus Christus. En sodat ons mag daardeur aangemoedig word om te reageer op 'n gepaste wyse met erkenning en met lof, met 'n lewe van aanbidding ter wille van sy eer. Want hy wat verreëse is, hy wat verhewe is, hy is dit waardig. Kom ek bid vir ons, vir die Here se hulp, en dan sal ons indelf in ons teks. Hemelse Vader, ere aan U in die hoogste hemele. Here, soos wat ons vanoggend herdenk, soos wat ons vanoggend nadink oor die heerlike hemelvaart van ons Here Jesus Christus, wil ek bid dat U naby ons sal wees, dat U ons in staat sal stel deur die Gees se werking, deur die woord, om iets in te sien van die pragt van die hemelvaart. Dat hy gekroon is met 'n posisie, met 'n status wat uitnemend is, dat hy opgevaar het in heerlikheid, soos 1 Timoteus 3 vers 16 vir ons sê, dat hy in heerlikheid gekroon sit. Dat ons iets van dit sal besef vanoggend, dat ons iets meer van dit sal verstaan vanoggend, Here. En dat U ons ook deur die Gees in staat sal stel om op gepaste wyse daarop, op die heerlikheid van ons Here te reageer met hoe ons lewe in hierdie wêreld. Here, kom en spreek deur U woord tot ons harte. En bereik die doel waarvoor U hierdie erediens beskik het, asseblief. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons Johannes hoofstuk 17 verse 4 en 5. In Jesus se hoëpriesterlike gebed aan sy disippels in die bofortrek, hy het nou net vir hulle sy laaste leringe gebied, hulle vertroos, hulle versterk, en dan bid hy hierdie woorde tot die Vader: ek het U op die aarde verheerlik, deur die werk te voltooi wat U aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by U, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. 'n heel eerste stelling wat Jesus hier maak in sy gebed in hierdie twee verse is 'n vermelding van verheerliking. In vers 4 'n vermelding dat hy die Vader verheerlik het. Jesus sê hy het die Vader verheerlik. Wanneer hy daai stelling maak, gebruik hy die woord edoxasa, van die wortel doxazo. Dit beteken om te veroorsaak dat iemand groot gemaak word, dat iemand aansien ontvang en geniet, dat iemand
hoë posisie van prominensie ontvang, om te veroorsaak dat iemand verhef word, dat iemand erkenning ontvang, dat iemand lof ontvang. Julle kry die idee. Dit is my woord, doxazo, beteken, ek het u op aarde verheerlik. En nou kan ons twee vrae vra hier, waar en hoe het die Here Jesus die Vader verheerlik? Wel, waar Jesus gaan aan om vir ons te sê hierso in die teks, op die aarde, dit wil sê tydens sy aardse bediening het Jesus die Vader altyd verheerlik. Dit was waar vanaf sy geboorte, dat hy vanaf sy geboorte 'n godwaartse lewe gelei het, tot eer van die Here, deur altyd te doen wat die Vader behaag. Maar spesifiek deur sy publieke aardse bediening, wat begin het by sy doop, het hy die missie kom voltooi wat die Vader hom gegee het van alle ewigheid af, die werk wat die Vader gegee het hy op die aarde kom voltooi. Hoe? Spesifiek soos Jesus hier sê, dat hy op die aarde die werk voltooi het wat u aan my gegee het om te doen. Die woordjie vir voltooi, teleion, wat beteken maar net dat hy die werk suksesvol afgehandel. En Here Jesus het altyd hierdie ingesteldheid gehad, geliefdes. Kyk saam met my in die boek van Johannes 4 vers 34. Dat hy altyd gesteld was op die Vader se wil, om dit wat die Vader behaag te doen. In Johannes 4 vers 34 het Jesus vir sy disippels gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi, te volbring. Dit was sy voedsel, dit wil sê, dit is wat hom aan die gang gehou het, dit is wat vir hom sy lewe doel en betekenis gegee het. Dis om die Vader te verheerlik, sy te doen, sy werk te voltooi. Blaai gou 2 bladsytjies om. Jesus maak 'n soortgelyke stelling in Johannes 6 vers 38. Hy sê, ek het uit die hemel neergedaal, natuurlik met sy menswording, nie om my wil uit te voer op die aarde nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Blaai gou nog 2 bladsytjies om, Johannes 8 vers 29. Johannes 8 vers 29. Hy, die Vader wat my gestuur het, is met my, hy het my nie alleen gelaat nie. Hoekom? Omdat ek altyd, nie somtyds nie eers meeste van die tyd nie, maar altyd doen wat vir hom aanneemlik is. Dit was ons Here Jesus se ingesteldheid altyd, om die werk van die Vader op aarde te volbring. Nou, kan ons die vraag vra, wat was daai werk? Hy het op die aarde die Vader kom verheerlik, die werk wat die Vader hom gegee het om te kom doen, te voltooi. Wat was daai werk? Wel, ons leer vanuit Jesus se eie lering, maar spesifiek hier vanuit sy hoëpriesterlike gebed, wat daai werk spesifiek was. Ons weet, hy het gekom ter wille van die ongelowige wêreld, om te evangeliseer. Markus 1 vers 14 en 15 sê, nadat Johannes die Doper opgesluit was, het Jesus se publieke aardse bediening begin. Hy het begin preek. Die koninkryk van God het naby gekom, daarom kom tot bekering en glo die evangelie. Dis 'n boodskap wat hy wydsuid gepreek het. Hy het uitgenooi elkeen wat na hom wou luister. Ek meen, ons lees dat Jesus in Markus 1 vers 38 en 39 hierdie woorde gesê het, nadat die disippels hom kom soek het. Hy het die oggend vroeg uitgegaan om te gaan bid, nadat hy die vorige aand die hele dorp by hom gehad het, om hulle te bedien met die waarheid van die Here. Hy het wonders gedoen, genees ensovoorts. Vroeg die volgende oggend is hy uit om te bid, toe die disippels hom kom soek. Here, almal soek die waarheid. Was hierdie sy woorde, Markus 1 vers 38, hy sê vir hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabierige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. En hy het toe saam met hulle deur die hele Galilea gegaan, en in hulle sinagoges gepreek, die evangelie, demone uitgedryf. Jesus self sê in Lukas 19 vers 10, dat
Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. So dis 'n deel van Jesus se aardse bediening, die werk wat die Vader hom gegee het om te doen, is om die evangelie te verkondig. Maar meer spesifiek het hy gekom aarde toe terwille van die uitverkorenes, of om Jesus eie woorde te gebruik, diegene wat die Vader aan hom gegee het. En ons kan sê dat sy evangelisasiewerk ook terwille van hulle was, want dit is om te gaan uitsoek die wat die Vader hom gegee het. Hy het gekom om hulle verlossing deur sy verlossingswerk op aarde te verseker. Nou dit het sekere dinge ingesluit. Nie net sy kruisdood nie. Die Here Jesus het gekom ook om die Vader te openbaar aan hulle wie die Vader hom gegee het. Blaai gou na Johannes hoofstuk 1 toe weer asseblief. Johannes hoofstuk 1 vers 18. Julle kan sommer julle vinger daar inhou. Hier in hoofstuk 1 vers 18 van Johannes skryf Johannes: niemand het nog ooit die Vader vir God gesien nie, die eniggebore of unieke seun wat self God is, wat in die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. En dit is presies wat Jesus dan bid hier in sy hoëpriesterlike gebed in die konteks van ons teks. Kyk na die volgende vers. Na ons teks, vers 6. Hy sê vir die Vader in sy gebed: ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, u het hulle aan my gegee. En hulle het die woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u afkom. Hy het die Vader se naam aan hulle bekend gemaak. Dit wil sê die Vader se karakter, wie die Vader is. Hy het die Vader kom openbaar. Maar dis nie al nie, hy het ook die Vader se wil en waarheid kom openbaar op aarde. Dit was deel van sy werk. Ek meen, Jesus se hele bediening van die begin af was een van prediking, soos ek nou veel uit Markus 1 vers 38 en 39 gelees het. Daar is vir ons verskeie van sy preke opgeteken, byvoorbeeld in die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7. Of in sy profetiese rede, Matteus 24 en 25. Hy die wil en die waarheid van die Vader kom openbaar, en dis ook wat hy hier in sy hoëpriesterlike gebed sê. Kyk na vers 8. Nie net het hy die naam van die Vader kom bekend maak aan diegene wat die Vader hom uit die wêreld gegee het nie. Vers 8 sê, die woorde wat u my gegee het ook, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u afgekom het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. En nie net het hy die Vader geopenbaar, nie net het hy die Vader se wil en waarheid kom openbaar nie, hy het ook vir hulle bewaar. As jy kyk na Johannes 6, vers 37 tot 39. Hier praat Jesus weer van diegene wat die Vader hom gee uit die wêreld uit. Hy sê in vers 37 van Johannes 6, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal die een wat na my toe kom nooit verstoot nie, want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie enkele sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Hy sê dieselfde in vers 40 by wyse van herhaling. Aan die ander woord, hy het nie net die Vader, die Vader se wil en waarheid kom openbaar nie, hy het ook diegene wat die Vader hom gegee het, bewaar in daardie wil en waarheid van die Vader. Dis wat hy sê in sy hoëpriesterlike gebed hier in vers 12. Hy bid tot die Vader, toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het in u naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe natuurlik die seun van die verderf, Judas Iskariot, sodat die skrif vervul sou word. Dit was deel van sy werk om hulle te bewaar. En nie net dit nie, deur die openbaarmaking van die Vader, die Vader se wil en waarheid, die bewaring van hulle in daai wil en waarheid, het hy ook hulle meegedeel die heerlikheid om een te wees met hom en deur hom met die Vader.
Dit is ook wat hy bid hier in verse 22 en 23 van sy hoëpriesterlike gebed. Kyk gou saam met my. Hy sê vir die Vader in vers 22 van Johannes 17, hy sê, ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle ook gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees, en die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Hierdie dinge het die Here Jesus alles gedoen, en hy vertel daarvan wanneer hy bid tot die Vader. Hy het die werk voltooi, maar daar's nog ietsie, een laaste dingetjie wat afgehandel moes word. Soos ons weet, die volgende dag, nadat hierdie gebed gebid is, sou hy die kruis wegstap. Sou hy sy lewe af lê op Golgotha, dit wat ons nou net gevier het. Sy liggaam gee om gebreek te word, sy bloed uitbloei, stort vir ons aan hierdie woudkruis. Dit is my interessant hier in vers 4, let gou op, Jesus praat van die werk wat die Vader hom gegee het om te voltooi in die verlede tyd, asof alles reeds op hierdie punt afgehandel was. En ek noem dit, want ek wil nie julle moet dink dat hy nie daarmee insluit sy kruiswerk nie, uit die aard van die saak is dit, volgens die profeseë in Jesaja 53 en soveel ander, die primêre rede waarom hy gekom het na hierdie aarde. Hoekom praat hy dan daarvan in die verlede tyd? Die werk te voltooi wat U aan my gegee het om te doen. Geliefdes, dit is omdat Jesus so versekerd is, en dit so versekerde feit is, dat hy daardie werk sou voltooi, dat hy daarvan praat, die aand voor die tyd alreeds, asof dit afgehandel is, dit is voltooi. So seker was dit in sy gemoed. Ons het 'n bewys daarvan in die konteks, kyk na vers 11. Daar sê Jesus ook, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, ek kom na U. Beteken dit hy is nie meer in die wêreld nie? Nee, hy was nog steeds in die wêreld. Maar die sekerheid dat hy sou opvaar na die Vader is so vas, dat hy daarvan praat asof dit alreeds 'n realiteit is. En dis hoe ons dit hier moet verstaan in vers 4 ook. Dat hy praat van die kruiswerk as voltooid, omdat dit 'n realiteit alreeds was in sy gemoed. En natuurlik, dit is interessant, toe hy van die vertrek saam met sy disippels, het hulle waartoe gegaan. Getsemane, hulle was in die tuin saam, en daar het Jesus in sy menslikheid bloed gesweet van angs. Hy het gebid, Vader, neem hierdie beker van my weg. Terwyl hy nou net gebid het in die bovertrek, dat hy daai pad sou stap. En daarom het hy ook in sy gebed in Getsemane bygevoeg, neem die beker weg, maar nogtans nie soos ek wil in my menslikheid nie. Laat dit gebeur soos U dit wil. En dit het presies so gebeur. Jesus het ten volle voltooi die werk wat die Vader hom gegee het. Hy het die kruis weggestap en daai werk was amptelik afgehandel volgens Johannes 19 vers 30. Julle kan so toe blaai as julle wil. Dis net 2 bladsye om toe Jesus uitgeroep het aan die kruis. Dit is volbring. Daar was dit amptelik voltooi. Die werk wat die Vader hom gegee het om te volbring, deur diegene wat die Here aan hom gegee het vanuit die wêreld se verlossing te verseker. 'n tweede stelling, en 'n stelling wat ek eintlik by wil uitkom, gegeewe die onderwerp wat ons bespreek vanmôre deur Jesus se hemelvaart en heerlikheid is vers 5. 'n tweede stelling is Jesus se versoek van verheerliking. Ons het nou gelees in vers 4 oor sy vermelding van verheerliking. Hy het die Vader verheerlik deur die missie wat die Vader hom gegee het te voltooi. In vers 5 lees ons omtrent sy versoek van verheerliking. Kyk gou saam met my in julle Bybels na vers 5. En nou, bid Jesus, en nou Vader, verheerlik my by U, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Verheerlik my by U. Jesus gebruik hier dieselfde woord, doxazon, van dieselfde wortel af, doxazo,
wat soos ek gesê het beteken om te veroorsaak dat iemand groot gemaak word, dat iemand aansien geniet, dat iemand prominensie ontvang en erkenning en lof wat verhef word. Dis wat Jesus ook nou bid vanaf die Vader. En ons kan dieselfde twee vrae vra, waar en hoe? Waar sou hy verheerlik word deur die Vader? Let op na hierdie kort voorsetselfrase, verheerlik my by U. Ander woorde, in die hemelse troonkamer. En hierdie gebed het die Vader beantwoord met die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, toe hy opgeneem was met 'n wolk van heerlikheid voor die oë van sy disippels, om by die Vader te wees, voor die Vader te wees aan sy regterhand, waar hy dan gekroon is met eer en heerlikheid en 'n koninkryk. Hoe moes die Vader hom verheerlik? Let op Jesus se woorde, Vader, verheerlik my by U met die heerlikheid wat ek gehad het, let op die verlede tyd hier, gehad het, by U, voordat die wêreld bestaan het. Jesus impliseer hier deur hierdie woorde dat sy heerlikheid wat hy geniet het, voor sy menswording groter was as tydens sy menswording. Hoe moet ons dit verstaan? Wel geliefdes, blaai gou na Filippense 2, vers 6 en 7. Filippense 2 vers 6 en 7, hier praat Paulus oor die menswording van ons Here Jesus Christus, en hy sê hierdie woorde: hoewel hy, Jesus, in die gestalte van God was, van ewigheid af weet ons dat hy en die Vader een was, en dat hy in wese en bestaan God self was, as die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. In die begin was die woord was God. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Aan die ander woord, hy was nie onwillig om aarde toe te kom terwille van die verlossing van gelowiges te bewerk nie. Dit sê hier in vers 7, hy het homself daarvan leeg gemaak. Die ou vertaling dink ek sê hy het homself ontledig, is 'n mooi woord. Nou, dit moet ek verduidelik. Dit beteken nie soos wat sekere dwaalleraars die geskiedenis van die kerk geleer het, dat Jesus het sy goddelikheid afgelê toe hy mens geword het nie. Hoe kan God sy godheid aflê? Dis onmoontlik. Hy was altyd God gewees, van ewigheid af en tot in ewigheid sal hy dit wees. Maar in sy menswording het God 'n menslike natuur by sy goddelike natuur gevoeg, sodat hy anders was as enige van ons. Hy was een persoon bestaande uit twee nature, 'n menslike en 'n goddelike natuur. En ons kan sê dat sy goddelikheid was omhul, was bedek in menslikheid terwyl hy op aarde was. Hy het nie sy godheid afgelê nie, dit was bloot bedek terwyl hy op aarde was. Daar is soveel bewyse daarvan. Kom ons kyk net na 'n paar in die boek van Johannes self. Gaan saam met my na Johannes 1 vers 14. Dat ons net sien, terwyl Jesus in menslike vorm gelykheid van vlees op aarde was, dat hy steeds goddelike heerlikheid gehad het. Johannes 1 vers 14 sê vir ons, die woord wat self God was, God het vlees geword en onder ons kom woon te midde mense, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Met ander woorde, selfs in sy menslikheid was hy anders as enige iemand anders. Hy het 'n heerlikheid, 'n unieke heerlikheid besit. Jy kan omblaai na Johannes 10 vers 30. Selfs in sy selfs as God in die vlees, as die volmaakte God mens, was hy steeds een met die Vader, soos wat hy dit van alle ewigheid af was. Dis wat Jesus sê in Johannes 10 vers 30 vir ons. Hy sê, ek en die Vader is een.
Julle kan een bladsytjie omblaai, Johannes 12 vers 41, het praat van Jesaja, die profeet onder die Ou Testament, in Ou Testamentiese tyd wat vorentoe gekyk het en iets gesien het van die heerlikheid van die Christus op aarde. Dit het Jesaja gesê omdat hy sy heerlikheid gesien het en oor hom gepraat het. Jesus het nie sy godheid afgelê nie, dit was gehul, bedek in sy menslikheid. Selfs as die God-mens aarde, skryf Paulus oor hom in Kolossense 1 vers 15, hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping. Vers 19, want God het dit goed gevind om die hele volheid van die godheid in hom, in Jesus te laat woon. Hy is die heerlike een. Ons het dieselfde stelling min of meer hier in Hebreërs 1 vers 3, wat sê dat hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewe beeld van sy wese. En daai heerlikheid het konstant deurgeskyn in Jesus se bediening. Dit kan nie anders nie. Hoe kan sy godheid ooit werklik bedek wees? Kyk weer saam met my na Johannes hoofstuk 2. Johannes hoofstuk 2 vers 11. Ek vat julle na die heel eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het op aarde. Dit sê hierso, Johannes 2 vers 11, dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen. Julle weet die vermeerdering van die wyn. Die begin van sy tekens, hy het sy heerlikheid geopenbaar deur sy wonderwerke en sy disippels het in hom geglo. Ek meen, jy kan probeer om water in jou hande te probeer vashou. Dit gaan uitlek. Nee, dit kan nie in jou hande bly nie, dit sal tussen jou vingers deurkom, dis maar die aard van water. Dieselfde met sy godheid, dit was bedek, dit was omhul in sy menslikheid, maar dit het deurgelek oral, deur sy wonders, en nie net deur sy wonders nie, ook deur sy lering. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 7 vers 28 en 29, dat Jesus het anders geleer as die godsdienstige leiers van sy dag. Dit sê, mense was verwonderd, oorstelp, van Jesus se lering, dat hy het met soveel gesag geleer. Ook daar het die heerlikheid van sy godheid deurgeskyn. En nie net dit nie. Ook in sy verheerliking, in Matteus 17 vers 1 tot 8, is dit asof hy vir sy naaste binnekring, onder die 12 was daar maar altyd die 3 naaste vriende of disciples vir Jesus, Petrus, Jakobus, sy broer Johannes. Jesus het hulle na die berg van verheerliking toegeneem, en dan lees ons in Matteus 17, 6 dae later het Jesus vir hulle na 'n hoë berg geneem, waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander, asof hy sy menslikheid so 'n bietjie teruggetrek het waarna hulle gewoond was, sodat hulle iets meer kon sien van sy godheid. Sy gesig het gestraal soos die son, sy klere het skitterend wit geword soos lig. En ons weet, hulle het op hulle aangesigte geval. Hoe besonders, maar wat ek wil uitwys vanuit Jesus se stelling hier in vers 5 van ons teks is dat sy heerlikheid het anders uit hom uitgestraal voor sy menslikheid, voordat hy mens geword het. In sy menswording was daar heerlikheid omhul deur sy menslike natuur, en dit is waar oor hy hier bid, dat die Vader hom met sy hemelvaart weer sou herstel, dat hy weer sou opneem daai heerlikheid wat hy gehad het, en die uitstraling van daai heerlikheid, soos wat hy dit geniet het voor sy menswording. Ons kan dalk sê dat sy heerlikheid wat hy weer toe herstel was deur sy hemelvaart aan die regterhand van die Vader, dalk selfs groter gewees as dit wat hy voorheen gehad het, want die skrifte sê vir ons dat as die volmaakte God mens wat in sy verheerlikte toestand aan die regterhand van die Vader gaan sit het, het hy ontvang eer en heerlikheid in 'n koninkryk.
heerlikheid onuitspreeklik groot. Johannes, wat hierdie evangelie vir ons geskryf het, het so iets van daai heerlikheid in visioen gesien in Johannes, in Openbaring hoofstuk 1. Jy hoef nie so intoe te blaai nie, maar ek wil dit vir julle graag lees. Na Jesus se hemelvaart, onthou hy word gesien in die visioene van Openbaring as die geslagte lam in die troonkamer van die Vader. En Johannes sien hom in hierdie visioen as een wat tussen die kandelare rondbeweeg, en dit sê dat hy het gestalte gehad soos die seun van die mens, 'n kleed wat tot op sy voete hang, het hy gedra met 'n goue band om sy bors. Sy kop en hare was so wit soos wit wol, soos sneeu, sy oë soos 'n vlammende vuur, sy voete was net soos gloeiende koper in 'n rooi warm oond, sy stem soos die gedruis van baie waterstrome. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou, uit sy mond het daar 'n skerp swaard met 2 snykante gekom. Let nou op, ook 'n herhaling van dit wat die disippels op die berg van verheerliking gesien het. Sy gesig was soos die son wat in al sy felheid skyn, sy aangesig, sy voorkoms. En dit ook kommunikeer vir ons iets van die heerlikheid van die verreëse en verhewe Jesus Christus. Ek wil so kort Bybelstudie met julle doen. Net vir julle vat na daai tekste in die Nuwe Testament wat praat van die heerlikheid waarheen ons Here Jesus opgeneem was met sy hemelvaart. Kyk gou na Handelinge 2 vers 33. Handelinge 2 vers 33. Hierso is Petrus aan die woord, dis net na die uitstorting van die Heilige Gees. Hy, voortvarende, soms taktlose Petrus, staan op voor derduisende Jode en bekragtig deur die Heilige Gees. Interessant, né? Petrus wat voor die uitstorting van die Gees Jesus verloon het vir 'n diensmeisie, spring nou op voor daai aantal Jode, glad nie meer skaam nie. Hy sê hierdie woorde onder andere in Handelinge 2 vers 33, nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort, en dit is wat julle sien en hoor. Hy is verhoog, verhewe deur sy hemelvaart. Blaai gou aan na Efesiërs hoofstuk 1 vers 20 tot 33. Julle het geweet, ek kan nie hierdie Bybelstudie doen sonder om hierdie teks in te sluit nie, nee. Efesiërs 1 vanaf vers 20, Paulus hier onder die inspirasie van die Heilige Gees praat van God wat vir Christus uit die dood opgewek het liggaamlik, hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, verhewe. Let nou op hoe hy die heerlikheid van die verhewe Christus beskryf. Hy is verhoog, vers 21, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, met ander woorde, oor elke geskape wese in die geestesfeer is hy verhoog. Ja, bo enige naam wat genoem kan word. Nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige, met ander woorde tot aan ewigheid, is hy bo oor alle geskape wesens verhef, het hy 'n naam bo elke ander naam. Die Vader God het alles onder sy voete gestel, hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vul. Hy is verhoog bo. Blaai gou om 2 bladsytjies na Filippense, of 4 bladsytjies na Filippense 2 vers 9 tot 11. Nadat Paulus deur die inspirasie van die Gees hierdie stellings gemaak het oor sy menswording, sy publieke aardse bediening, spesifiek sy kruisdood, opstanding in verse 5 tot 8, dan sê hy in vers 9 oor die hemelvaart van Jesus Christus, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely, Christus Jesus is die Here tot eer van die Vader. Hy is uitermate verhoog. Hy het 'n naam bo elke ander naam. 1 Timoteus 3 vers 16. Blaai gou soontoe.
Paulus skryf hier onder inspirasie van die Gees aan sy medewerker, die jong man, die predikant Timoteus, wat in hierdie tyd besig was om die gemeente in Efese te bedien. En Paulus skryf hierdie woorde aan Timoteus vanaf 1 Timoteus 3 vers 16. Die geheimenis van die ware Godvreesendheid is sonder twyfel groot, Timoteus, naamlik, hy, Jesus, is geopenbaar in 'n menslike liggaam. Hy is regverdig bewys deur die Gees. Hy is gesien deur die engele. Hy is verkondig onder die nasies. Hy is geglo in die wêreld en wat? Hy is opgeneem met sy hemelvaart in heerlikheid. Hy is verhoog. Hy is verhewe. 'n Laaste teks, Hebreërs 1 verse 3 en 4. Hebreërs 1 vers 3 en 4, die skrywer aan die Hebreërs skryf hierso dat nadat hy reiniging van sonde bewerk het deur sy kruisdood, begrafnis, opstanding, het hy deur sy hemelvaart, einde van vers 3, gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes verhewe. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy 'n naam geërf het wat uitneer is as hulle sin. Hoër as die engele. En dis hoekom ons hom sien in Openbaring 5 vers 12, geliefdes, waar die engele hom toeroep. Waardig is die lam wat geslag is. Onthou, hier is hy klaar in die hemelse troonkamer. Na sy hemelvaart roep hulle hom toe, waardig is die lam wat geslag is om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang, want hy is dit waardig. Geliefdes, met Jesus se hemelvaart het God hom beklee met 'n heerlikheid wat uitnemend is. Ver verhoog bo elke naam wat genoem kan word. Hy is die heerlike een wat alle heerlikheid besit. As ek so enkele toepassings kan maak om hierdie boodskap mee af te sluit vandag, geliefdes, is dit. Ons kan dit maar net erken en aanvaar vanuit die woorde, uit die woord van die Here. Dit is soos wat ek vir julle gereeld sê oor sy Hereskap, sy hoofskap. Ons maak hom nie oor ons lewens nie. Die Vader het dit reeds gedoen deur hom op te neem in heerlikheid en om te kroon met eer, heerlikheid en 'n koninkryk. Hy is Here. En die Vader het ook aan hom 'n heerlikheid in hemelse plekke geskenk en antwoord op sy gebed hier in Johannes 17 vers 5. En nou Vader, verheerlik my by U met die heerlikheid wat by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Dit moet ons aanvaar deur geloof. En ons moet dit nie net aanvaar nie. Ons moet reageer daarop deur aanbidding. Dit is my so interessant, ek het vir julle voorgelees Filippense 2 vers 9 tot 11. Ek gaan nie dit nou weer doen nie. Maar daar waar Paulus praat van Jesus se hemelvaart en die feit dat hy uitermate verhoog was met 'n naam bo alle name, dan gee Paulus self vir ons 'n toepassing. Die Vader het hom verhef sodat elke knie sou buig en elke tong sou bely dat hy die Here is. Ongelowiges doen dit nie tans nie. In die wêreld word hy verag en verwerp. Maar geliefdes, uiteindelik sal hulle, elke tong sal bely, elke knie sal buig voor die heerlikheid van ons verreëse en verhewe Jesus Christus. Het jy al die knie gebuig voor Jesus? Het jy al met die mond bely dat hy jou verlosser en jou Here is? Ons wat gelowig is, doen dit nou alreeds buig ons die knie. Dit impliseer dat ons in reaksie op die heerlikheid van ons Here 'n lewe van onderdanigheid, gehoorsaamheid aan sy gebooie sal lewe ter wille van sy eer. Om dit te erken en dit te verklaar deur hoe ons lewe. Dit is wat die apostels ons geleer het, 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet of drink of wat ook al julle doen alles tot eer van die Here. Dit wil sê in erkenning van sy heerlikheid. Dis in die positief gestel, maar ek kan dit ook in die negatief stel. Moenie so lewe dat jy 'n
'n skandvlek is op die heerlikheid van jou Here, wie se naam jy bely nie. Dit is wat Efesiërs 4 vers 1 vir ons sê, dat ons moet lewe waardig vir die roeping van die heerlike een wat ons geroep het. 'n Ander manier om dit te sê is, Eksodus 20 praat van in die 3de gebod, moenie die naam van die Here uitelik gebruik nie. Beteken nie net moenie Jesus se naam as 'n skeldwoord gebruik nie, dit is 'n absolute taboe, maar jy kan ook die Here se naam uitelik gebruik deur sy naam op jou lippe te neem, bely dat jy 'n Christen is, maar te lewe op 'n onwaardige wyse en sy eer so te verydel. Nee, geliefdes, dit mag ons nie doen nie. Ons moet die eer van die Here erken, aanvaar. Ons moet leef waardig daarvan elke dag. Ons moet dit bewaar deur hoe ons lewe en nie net deur die buig van die knie nie. Ons reageer ook gepas in aanbidding op die verhewendheid van die Here deur te bely met die tong. Te verklaar in ons aanbidding die heerlikheid van Christus soos ons gedoen het vroeër deur ons lofsang. Dit is wat ons sien engele doen in Openbaring 5 vers 12. Konstant sing hulle dat aan hom die lam kom toe die heerlikheid onder andere. En nie net dit nie, ons verklaar sy heerlikheid ook deur ons getuienisse. Wanneer ons aan medegelowiges meedeel dit wat ons sien en leer van die Here, van hoe goed hy is, hoe getrou hy is, van sy karakter. Ons doen dit ook deur ons evangelisasie. Wanneer ons verlore gaande wêreld iets deur die evangelie gaan meedeel oor die heerlikheid van die verreëse en verhewe Jesus Christus. En ons doen dit ook deur ons leringe in gesinsverband en in gemeenteverband, wanneer ons voorhou aan mekaar konstant die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Nog 'n toepassing wat ek wil maak is, geliefdes, wat ek oordink het hierdie week. As ons sê Jesus is die heerlike een, die heerlikste een, impliseer ons daarmee tog ook dat hy is die begeerlikste een, nie waar nie? En daarom wil ek vir jou vra, is hy nog vir jou begeerlik, hy wat die heerlike een is? Is jy nog lief vir hom met jou hele hart, siel, krag en verstand? Die instaatstelling van die Gees, kan jy sê Jesus is nog, soos Openbaring 2 vers 4 en 5 vir ons sê, jou eerste liefde, of het jy verkoel in jou liefde? Is hy nie meer vir jou die heerlike een nie? Het jy hom vervang, of is jy besig om hom te vervang met afgode in jou lewe, mense en dinge wat die prominensie geniet in jou lewe? Geliefdes, Jesus is verhef deur die Vader, uitermate verhoog. Hy is die heerlike een, die begeerlike een, na wie ons harte behoort te smag, soos 'n hert smag na vars waterstrome. As dit waar is, werp weg van jou af alle afgode, en kroon Jesus, die heerlike een, as die mees begeerlikste een in jou lewe, op die troon van jou hart. 'n Laaste toepassing wat ek wil maak, geliefdes, is in lyn met verlossing. Deur ons geloof in Jesus is ons verenig met hom, ons is in verbondenheid met Jesus en in sy verheerliking met sy hemelvader aan die regterhand van die Vader deel ons nou omdat ons in hom is. Soos met Jesus is daar heerlikheid waarin ons deel gehul in ons menslikheid. Ons sien dikwels nie so duidelik die heerlikheid van die Heilige Gees, Christus die Gees in ons, elke dag nie, maar ons het deel aan daai heerlikheid en dat hy aan ons meegedeel het, soos hy in sy hoëpriesterlike gebed sê in Johannes 17, vers 22 en 23, hy het heerlikheid aan sy disippels meegedeel, dat ons deur die Gees verenig is met hom en die Vader. Ons dra daai heerlikheid saam nou, tot 'n beperkte mate, maar geliefdes, ons gaan dit eendag baie helder uitstraal in die koninkryk van ons Here. Dis waar, nou alreeds, op die pad van heiligmaking, soos wat die Gees meer sonde uitwys in ons lewe deur die woord, kan ons aflê daai dinge wat tot eer van die Here is, ons neem gehoorsaamheid aan die woord op, en toenemend soos ons meer soos Jesus word, weerspieël ons meer van daai heerlikheid, wat ons deel saam met hom, maar by ons verheerliking, wanneer ons ook 'n verheerlikte liggaam gaan ontvang, soos waarmee Jesus opgewek is uit die dode. Wanneer daar geen meer vloek of sonde
gaan affekteer nie. In 'n verheerlikte nuwe hemel en aarde sal ons ook daai heerlikheid duidelik weerspieël. Jesus sê in Matteus 13, ons sal skyn soos sterre in die koninkryk van die Vader. Ons sal nooit die heerlikheid besit wat Jesus besit nie. Ons sal nooit God wees soos hy nie. Maar geliefdes, is dit nie vir julle 'n vertroostende en 'n heerlike gedagte om te dink ons deel in daai heerlikheid van ons verheerse en heerlike Jesus nie. Mag dit vir julle vreugde verskaf en ook vir julle sterk om dan te reageer op Jesus se heerlikheid van dag tot dag, deur die knie te buig en met die tong bely. Hy is die Here, hy is die heerlike een. Amen. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord wat vanoggend na ons gekom het. Eer aan U in die hoogste hemele. Here, U is die heerlike een. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. En mag U ons help en in staat stel om dit te erken, om dit te aanvaar, om in die lig daarvan die knie te buig voor U ons lewens en dit met die tong te bely, om dit te verklaar, om dit te bewaar deur alles wat ons sê en doen elke dag van ons lewe. Here, dat ons werklik U heerlikheid sal weerspieël op 'n wyse wat ere bring aan U en dat ons niks sal dink, sê en doen wat onwaardig is van U ere nie. Kom verheerlik Uself dan nou ook en wees verheerlik deur ons afsluiting met die slotlied, die seënbede en ons samesyn na die tyd. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die heerlike naam van die heerlike een. Ons Here Jesus Christus, mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Amen.